In Efesiërs 4 vers 22 tot 24 lees ons: Naamlik dat julle, wat julle vroegere lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Dit is 'n pragtige beeld, né? Om die ou mens soos ou klere uit te trek, vuil, verslete en nie meer gepas vir wie jy nou is nie, en dan iets splinternuut aan te trek, die nuwe mens wat God in jou vorm. Nou wil ek jou iets vra. As jy 'n vrou in die straat sien stap wat so aangetrek is, wat is jou eerste gedagte? Ek is seker jy het dadelik gedink dat sy tot die moslim geloof behoort. En wat van 'n man wat so aangetrek is? Ja, jy het dadelik geweet hy's 'n fietsryer, selfs al het hy nie 'n fiets by hom nie. Dis duidelik, wat jy dra sê verander wie jy is en waar jy behoort. En dieselfde geld vir jou geestelike lewe. Romeine 13 vers 14 sê: Beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Om met Christus beklee te wees, beteken jy leef soos hy, met liefde, genade, in waarheid en heiligheid. Jy dra sy karakter soos 'n kleed. Mense moet in jou lewe kan sien, daardie persoon behoort aan Jesus. En kyk net wat sê Kolossense 3 vers 12 en 14. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. Dis presies die soort geestelike klere wat God van ons verwag. Innige meelewing, of soos die ou Afrikaanse vertaling sê, barmhartigheid, wat beteken dat ons medelee en genade verander het. Goedheid of goedertierenheid, wat beteken ons harte is vol vriendelikheid en dat ons goed is verander. Nederigheid, wat beteken dat ons nie hoogmoedig is nie, maar ander se belange in ag neem. Sagmoedigheid, wat beteken dat ons nie streng, bars of kwaai is nie, maar dat ons altyd 'n sagte antwoord gee, selfs wanneer daar konflik is. Geduld of lankmoedigheid, wat beteken dat ons verdraagsaam is en geduld aan die dag lê, wanneer dinge of mense moeilik raak. Jy sien, jou lewe is soos 'n geestelike klerekas. Wat trek jy elke dag aan? Wys dit aan wie jy behoort? Mense kan sien wanneer jy iets spesiaals dra, en wanneer jy beklee is met Christus, sal hulle dit weet. Jy hoef nie eers iets te sê nie. Hulle sal dit sien in hoe jy leef, hoe jy ander behandel, en hoe jy liefhet. So, wat dra jy vandag? Is dit duidelik dat jy aan Jesus behoort? As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe en wenke. Baie seën vir jou en mag die Here jou help om vandag en elke dag geestelike klere aan te trek wat vir ander wys dat jy aan hom behoort.